Ek is besig met 'n reeks oor geloof uit Exodus en Deuteronomium uit. En vanoggend se reeks is geloof wat kan wag wanneer God stil is. So kom ons vra dat die Here ook vanoggend met ons sal praat, net soos jy hier sit, want elkeen van ons beleef tye wanneer ons wil hê dinge moet gebeur, en wanneer God nie praat nie, en wanneer dinge nie gebeur, soos ons wil hê dit moet gebeur nie. Kom ons vra vanoggend dat die Here met ons sal praat oor daardie oomblikke wanneer dinge in ons lewe stil is en ons juis wil hê die Here moet met ons praat oor geloof wat kan wag wanneer God stil is. Daar's geleentheid vir stil gebed. Mag wat ek sê, mag wat ek dink en mag wat ek doen vir die Here aanvaarbaar wees. Mag hy dit vat en tevrede wees met my lewe. Here, my God, my rots en my verlosser. En ons sê almal saam, amen. Broer en suster, wat 'n voorreg is dit vir my om julle te groet vanoggend in die wonderlike naam van die drie-enige God. Ontvang vanoggend sy liefde en sy genade en sy omgee. En dit kom van God die Vader, die Seun, Jesus Christus, ons Verlosser, en God, die Heilige Gees. En ons sê almal saam, amen. Kom ons maak nou die Bybel oop by Exodus 24 en dan Exodus 32 en dan Deuteronomium 8. Ek het so baie goed in my Bybel waar ek merk, ek net my merkplek duidelik kry so. Deuteronomium 8. En dan kan jy 'n goeie plek om ook te lees vir die tema is altyd Hebreërs 11 vers 1. Kom ons lees, kom ons bid net eers saam. Ag liewe Here, baie dankie dat U ons gedring het deur die Gees om vanoggend hier te wees. En vanoggend is daar so koue buite in die lug, maar die Heilige Gees het ons harte warm gemaak om hiernatoe te kom, om mekaar te sien, om warm harte te hê as ons mekaar sien, om mekaar te groet, om warm harte te hê net as ons luister na die woord, as die woord gepreek word. Ag Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit om aan die voete te kan sit, U woord in die taal van mense, duisende jare, letterlik duisende jare terug, het U vir Moses geïnspireer, en waarskynlik vir Barnabas, om die gedeeltes in Exodus en Deuteronomium en Hebreërs vir ons neer te skryf, sodat ons vanoggend U woord in die taal van mense kan hoor. En nou kom ons na U toe, want U ken ons lewe. Elkeen van ons is anders, o Vader, en elkeen van ons se harte is anders. Party van ons vanoggend is bitter, ander van ons is kwaad, dalk onvergenoeg, ander van ons is bang, ander van ons het 'n intense worsteling met iets in ons lewe, en sommige van ons is gelukkig. O Heilige Gees, en daar is dalk soveel goed wat ek nie eens opgenoem het, hoe ons kan wees nie.
Maar U ken elkeen, want U het ons geroep by die naam nog voor ons gebore is. En daarom, o Heilige Gees, soos U toe die Heilige Gees uitgestort is, met 4 vlamme op elkeen se kop gesit het, bid ek dat U sal neerdaal met die inspirasie wat nodig is vir elkeen van ons om in geloof te groei en geloof rus vanoggend te kry. Calvin het gesê, 'n predikant loop in die week in die stofstrate van die dorp en hy hoor U woord. En ons het nie stofstrate nie, ons het teerpaaie en ons het 'n gejaag, ons het koerante, ons het nuus, ons het die stop van vergadering na vergadering, gebeurtenis na gebeurtenis. En hier tussenin, Here, moet ek uit die woord, uit U woord ook hoor. En daarom bid ek, o Gees van God, dat dit wat ek neergeskryf het, dat U ten spyte van dit, U wil in my hart sal plant. Dat U my sal inspireer om niks anders vanoggend oor te dra as U wil en U wil alleen nie. Want U kan dit tog doen. U laat my goed vergeet wat nie U wil is nie en U plant goed in my hart wat U wil is. Elkeen van ons, my broers en my susters vanoggend hierso wat luister en ek wat moet praat, ons plaas ons in U hande en ons sê vanoggend praat met ons Here, ons wil luister. O Heilige Gees, ons wil hoor, soos Eli vir Samuel gesê het, ons wil hoor wat U sê. Soos die Heilige Gees ons in Openbaring lees, soos die Gees van God vir die gemeente sê. Vader, ons bid hierdie dinge tot U, in die naam van Jesus Christus ons Verlosser. En God se kinders sê almal saam, Amen. Kom ons begin by Exodus 24. Ek gaan by vers 1 begin, maar die preek gaan eintlik van vers 15 af. Exodus 24 vers 1. Die Here het vir Moses gesê, klim die berg op na my toe, jy, Aaron, Nabat, Abihu en 70 leiers van Israel. As julle nog ver is, moet julle al voor my buig. Dan moet jy, Moses, alleen nader kom na my toe. Die ander moenie saam met jou nader kom nie. Die volk mag ook nie saam met jou opklim nie. Moses het toe al die gebooie en bepalings van die Here aan die volk gaan bekend maak. Hulle het soos een man gesê, ons sal alles doen wat die Here beveel. Dit is baie belangrik wat hier staan, veral rondom die hele ding van geloof. Ons sal alles doen wat U gesê het. En dan gebeur die volgende, terwyl Moses die berg uitgeklim het, en die volk omhul, het 'n wolk dit omhul. Die magtige teenwoordigheid van die Here het op Sinaï berg gebly, en 6 dae het die wolk die berg omhul. Op die 7de dag het die Here uit die wolk uit na Moses geroep. Die magtige teenwoordigheid van die Here het vir Israel gelyk soos 'n gloeiende vuur op die berg. Moses het toe die wolk ingegaan en nog verder boontoe geklim. Hy het 40 dae en nagte daar gebly. En dan Deuteronomium 32, ons lees daarvan vers 1 tot 4. Toe die volk sien dat Moses talm en nie van die berg afkom nie, het hulle om Aaron saamgedrom en vir hom gesê, kom maak vir ons 'n God dat hy ons kan lei. Hierdie man Moses het nou wel vir ons uit Egipte laat wegtrek, maar ons weet nie wat van hom geword het nie. Aaron het hulle geantwoord, haal die goue ringe van julle vrouens, julle seuns en julle dogters se ore af en bring dit vir my. Die hele volk het toe die goue ringe van hulle ore afgehaal
en dit vir Aaron gebring. Hy het dit van hulle ontvang en dit verwerk en daarvan 'n beeld in die vorm van 'n bulkalf gemaak. Toe sê die volk, hier is jou God wat jou uit Egipte bevry het, Israel. Toe Aaron dit hoor, het hy 'n altaar voor die beeld gebou en uitgeroep, môre is daar fees vir die Here. Deuteronomium 8, vers 2 tot 3. Deuteronomium 8, vers 2. Jy moet onthou hoe die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het. Hy het dit gedoen om jou nederig te laat word en om jou op die proef te stel, sodat hy kan weet wat jy dink en of jy sy gebooie gehoorsaam of nie. Hy het jou laat swaar kry, laat honger ly en toe met manna gevoed, iets waarmee jy tot nog toe, of jou voorvaders tot nog toe nie bekend was nie. Hy het dit gedoen om jou te leer dat 'n mens nie van brood leef nie, maar dat hy leef van elke woord wat uit die woord van God kom. Jou klere het in 40 jaar nie verslyt nie en jou voete het nie geswel nie. Dis interessant. Hulle het nie vir 40 jaar nuwe klere nodig gehad nie. Hulle het nie vir 40 jaar hulle dink 'n bietjie vir 40 jaar stap hulle in die woestyn en hulle voete het nie geswel nie. Dan hierdie wonderlike deel in Hebreërs 11 vers 1. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Stel jou voor, en jy ken dit dalk was dit jouself al, of dalk weet jy van iemand sit in die hospitaal se wagkamer, en iemand vir wie hy of sy lief is, gaan in, maar voor hy ingaan, kom die dokter of die suster en sê, ons gaan net in en ons gaan net ondersoek doen. Ons gaan net kyk wat regtig fout is met hierdie persoon vir wie jy of sy lief is. En nou sit jy in die wagkamer en jy hoor die ligte lawaai en die tyd stap aan en die boeke hier op die tafel waar jy sit is ou boeke, is al 'n jaar oud. En jy kyk na die boeke en jy begin al bietjie onrustig raak en jy kan nie meer lekker lees nie, die woorde vloei so. En jy het jou Bybel by, jy wil Bybel lees, maar jy kan nie die Bybel lees nie want jy's bekommerd oor jou geliefde wat nou in die teater is. Jy probeer bid, maar die woorde in jou gebed kom ook nie omdat jou bekommernis erg is. Jy kyk na die horlosie en later sien jy dis nou al 2 ure of dalk 3 ure en hierdie persoon vir wie jy lief het nog nie uit die teater uitgekom nie. En die suster of die dokter het ook nog nie uitgekom nie. Met verloop van tyd begin jy jou allerhande dinge wys maak. Jy sê vir jouself, daar moet seker fout wees. Want as daar nie fout was nie, sou hierdie persoon vir wie jy lief gehad het, tog lankal uitgekom het. Daar moet ernstig fout wees. En jy begin al hoe meer bang raak, en jou al hoe meer bekommer, en al hoe meer dinge indink. Nou, ons broer en suster is op 'n sekere manier dalk op 'n sekere plek. En dalk wat jy dit self nie al beleef nie, maar die wagsale van die lewe werk op dieselfde manier. Die wagsale van die lewe het al vir almal van ons blootgestel aan sekere goed, waar jy bid, waar jy glo, waar jy die Here vertrou oor sekere goed wat in jou lewe moet gebeur, of by jou werk moet gebeur, of in jou familie moet gebeur, maar daar is stilte. Die Here antwoord nie.
Dit wat jy graag voor bid en wat jy graag voor hoop, dit kom nie. En dan sê jy vir jouself, God gee nie om nie. God hoor nie. God is nie besig nie. Ek het al gehoor hoe iemand vir my sê, ek is om 'n lus, die woord sommer is eintlik nie die regte woord nie, ek is lus en maak my dood, want as die Here gehoor het, sou hierdie goed nie met my gebeur het nie. As 'n mens op hierdie punt kom. En dis waaroor vanoggend se preek gaan. Hoe leer ons om te glo wanneer God stil bly? Hoe wag jy wanneer dinge te erg raak in die lewe? Ons praat, ek is besig met hierdie reeks geloof in God wat die onmoontlike moontlik maak. En wat is hierdie geloof wat die onmoontlike moontlik maak? Want dit gaan nie oor, is ek 'n gelowige, Christus gelowig nie. Ons is Christus gelowiges, ons gaan die hemel toe. Maar almal van ons wat Christus gelowiges is, weet, die praktiese geloof is nie altyd so maklik nie. Israel was presies hier, by die beeld wat ek gebruik het van die wagsaal van die lewe. Hulle was presies daar by die berg op 'n punt waar hulle gesê het, maar die Here praat nie. Die Here is stil. Wat Israel gemis het, is dat wagtyd toetstyd is. En dis een van die belangrike dinge wat jy in jou eie lewe moet huis toe vat vanoggend, is dat die wagtyd, die stilblytyd in jou lewe, is die geestelike toetstyd in jou lewe. Wat het daar gebeur? Moenie 'n fout maak dat Israel nie die Here al gesien het nie. Israel het die Here al 'n pad met hom geloop. Hulle het die 10 gebooie al gesien. Onthou, Israel het die Here se sagte hand nie gesien nie. Hulle het die almagtige God waaragtig gesien hoe hy gewerk het in die lewe. Hy het die 10 gebooie wat kragtige ingryping was gesien. Hulle het gesien hoe hy ingegryp het en die Rooi See oopgesplit het en weer toegemaak het. Hulle het die wolkkolom in die dag gesien en die vuurkolom in die aand. Hulle het self gesien hoe die Here uit 'n rots uit water gegee het. Maar geloof is nie so maklik nie. Ten spyte van al hierdie goed, is die hartverskeurende waarheid dat om die wonders van God te sien en om kennis te hê, gee nie altyd geloof nie. Jy misluk dikwels ten spyte van alles. En daarom dat Hebreërs 11 is my wonderlik wat daar staan. Kyk mooi wat staan daar. Hebreërs 11 sê, om te glo is nie kennis nie. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat jy hoop. Om oortuig te wees van dit wat jy nie sien nie. Geloof is sekerheid in die onsekere. En dis belangrik vanoggend. Om seker te wees van dit wat ek nie weet nie. Die onsekerheid. Ek is seker dat God in die onsekerheid steeds God is en my steeds sal help. En steeds getrou is. Eksodus 24 vers 15. Moses het die berg opgegaan en 'n wolk het die berg oordek. Die magtige teenwoordigheid van die Here het op Sinaï gebly. Ek het daai dele gelees. Ek wil by hierdie deel uitkom. Moses het toe die wolk ingegaan en nog verder boontoe geklim. Hy het 40 dae en nagte daar gebly. 40 dae is meer as 'n maand. Wat het Moses daar gemaak? Hy het nie geslaap nie. Moses was besig in daai 40 dae. Moses het 'n hemelse vergadering gehou in daai 40 dae.
Moses het 'n ontmoeting met God gehad in daai 40 dae. Om die waarheid te sê, Moses was nie net besig nie, God was besig. God en Moses het vergadering gehou. God het vir Moses die wet gegee. Hy het vir Moses vertel hoe om die tabernakel te bou. God het vir Moses vertel hoe die volk moet aanbid. God het vir Moses die wonderlikste dinge gegee wat die volk in die toekoms moet doen. Maar die volk se ervaring was heeltemal anders. God en Moses was 'n paar 100 meter boontoe en die volk het gedink Moses en God is weg. God is nie daar nie. Na 2 dae het hulle vir mekaar gesê, wanneer kom Moses terug? Nee, ons nog so 'n bietjie wag, het party gesê dalk. Na 2 weke het ander gesê, jong, dalk het Moses van 'n kraans afgeval. Hoekom kom hy nie terug nie? Na 40 dae het hulle gesê, ons weet nie. Ons weet nie, hier Moses is dood. Ons is leierloos. Hierdie man Moses het ons nou wel uit Egipte laat wegtrek, maar ons weet nie wat van hom geword het nie. Hierdie man was ons geestelike leier. Hierdie man was die dienaar van God. Ons weet nie wat van hom geword het nie. Afstand bring vergeet. God bly stil. Hy is nie meer daar nie. En dan maak hulle eie planne. En dan kom God in Deuteronomium 8 vers 2 sê hy, jy moet onthou hoe die Here jou God jou nou 40 jaar lank in die woestyn gelei het. Moses kom nou hier met 'n teologiese verklaring van wat gebeur as God stil bly. Hy het jou 40 jaar gelei. Hy sê hy het dit gedoen om jou nederig te maak. Om jou op die proef te stel. En dan sê hy, om te kyk wat jy dink en of jy gehoorsaam is. Daai woordjie om jou op die proef te stel beteken niks anders as om jou te toets nie. Wagtyd, broer en suster, is geestelike toets. Wagtyd is doelbewus. Wanneer jy dink God antwoord jou nie, wanneer jy dink God hoor jou nie, moet jy weet God is doelbewus stil. Daar gebeur doelbewus nie iets in jou lewe nie. Dis nie wat God jou vergeet het nie. God kyk na jou. Die beginsel van wagtyd is wanneer jy dink niks gebeur nie, gebeur daar meer as wat jy dink, veral in jou hart. Kyk, 'n toets, laat ek teruggaan. Kyk, 'n toets werk mos so. In 'n toets leer jy nie. In 'n toets vertel jy wat jy geleer het, is ek reg? So as God jou geestelik toets, wat gebeur? Hy kyk hoe jou hart is. So 'n geestelike toets is die tye wat jy eerlik na jouself moet kyk en sê, maar hoe lyk my hart nou eintlik? Is daar bitterheid in my hart? Die Here het my vergeet. Die Here is onregverdig. Is daar vrees in my hart wat sê, die Here gaan nie vir my sorg nie. Hierdie pad sien ek nie voor kans nie. Is daar ongeloof in my hart wat sê, die Here werk nie so 2 keer of 3 keer nie. 'n Mens moet realisties wees, ons moet self ons planne maak. Of is daar 'n ware, diep geloof in jou hart wat sê, ek verstaan dit nie, maar die Here is goed, ek loof hom en ek vertrou hom, dit sal weer reg gaan met my. Dis wat in die toetstyd in jou hart na vore kom. Die tweede ding wat die Here in hierdie gedeeltes by die berg vir hulle leer, is onthou net, as jy nie kan wag nie,
dan bou jy 'n goue kalf. Ons lees hierdie gedeelte baie dikwels en dan lag ons vir hulle en ons dink, hoe kan 'n mens nou 'n goue kalf bou? Hierdie ouens het die Here gesien. Hulle het hom gesien werk. Hoe kan hulle 'n goue kalf bou? Ons moet baie versigtig wees, broer en suster. Want hulle was eintlik moedeloos. Hulle het eintlik gedink die Here het hulle vergeet. En hulle het eintlik beheer oorgeneem soos ons lief is om te doen, om te sê ons neem nou beheer van ons lewe, ons wil nou self verder gaan. Aaron het hulle geantwoord, gaan haal die goue ring en al daai goed, en dan daar in die middel, hy het dit van hulle ontvang, dit verwerk en daarvan 'n beeld in die vorm van 'n bulkalf gemaak. Ons weet, die van julle wat al na die goed gekyk het, die bulkalf was een van die gode in Egipte wat aanbid is. So hy het nie sommer net 'n kalf gemaak nie. Hy het 'n kalf van Egipte gemaak, 'n god van Egipte wat daar aanbid is. Hulle het dit geken, 'n afgod van Egipte. En toe sê die volk vir hulle self, hier is jou God wat jou uit Egipte uit bevry het. Wat 'n leuen. Wat 'n leuen. Hulle herskryf, dit is die tragedie, hulle herskryf hulle eie geskiedenis, maar ook hulle eie geestelike verhaal. Hulle weet, daai kalf het hulle nie uit Egipte gelei nie. Hulle weet dis God. Maar hulle neem beheer, want God is nou al vir 40 dae saam met Moses weg. Niks gebeur nie. Hulle kan nie meer wag nie. Hulle is ongeduldig. En nou neem hulle beheer en sê ons sal ons eie planne maak. En nou skryf hulle. Dit is eintlik wat gebeur het. Hierdie afgod wat ons nou gemaak het, hy het ons eintlik gelei. En ons eie geestelike geskiedenis is eintlik nie soos dit werklik gebeur het nie. Kom ons herskryf dit, laat ons nageslag dit kan glo. En die formule van die goue kalf, broer en suster, is 'n verskriklike formule. Ongeduld plus vrees is die leuen oor God, jou selfgemaakte oplossing en beheer tot die mag 2. Ek is nou ongeduldig, want die Here help nie meer nie. Ek is bang, want ek weet nie hoe hierdie ding moet uitloop nie, verseker nou nie meer soos ek dit wil hê nie. En God sorg nie. God help nie. God is nie in beheer van die lewe regtig nie. My selfgemaakte oplossing is, mens moet daarom vir jouself uitkoms gee. Beheer tot die mag 2, ons neem beheer van alles. Dis die goue kalf wat ons aanbid, en dis die goue kalf waaraan ons glo, wat ons vorm. Die tragedie. Terwyl hulle gedans en fees gevier het, was God en Moses nie weg nie. 'n paar 100 meter boontoe was God en Moses hard besig om te werk. En die antwoord was aan die kom. Hulle moes net wag. Net nog 'n rukkie wag. God was besig. Die laaste ding wat ek vir julle wil uitdruk, is eerder die vraag, hoe wag 'n mens in geloof? Belangrike ding wat ons lees in die gedeeltes wat ek vir julle uitgelig het, is dat God hier vir hulle sê, ek het eintlik vir julle lewensles geleer. Julle moet hierdie lewensles onthou. Hy sê, ek het julle laat swaar kry, julle laat honger ly, en julle toe met manna gevoed, iets waarmee julle tot nog toe, en julle voorvaders nie bekend was nie. Dan sê Moses, hy het dit gedoen om jou te leer.
Dat 'n mens nie net van brood leef nie, maar hy leef van elke woord wat uit die mond van God kom. Klink dit vir julle bekend? Wie het dit gesê? Jesus. Toe die Satan hom versoek en die Satan sê vir hom, ek gaan vir jou alles gee. Toe sê hy, wag 'n bietjie. Satan sê, ek gaan vir jou kos gee, ek gaan vir jou alles gee. Toe sê Jesus, wag 'n bietjie, jy maak 'n fout. 'n Mens leef van elke woord wat uit God, wat van God afkom. God wil die volk leer. En die volk het nie goed geleer nie. God het hulle die wet van die manna geleer. En wat is die wet van die manna en die kwartels? Glo elke dag weer van vooraf. Nie elke dag vooruit nie. Want wat het party ouens toe gedoen? Party ouens het gesê, die mens moet dan planne maak. En toe maak hulle vat hulle 'n paar manna houers vir vooruit. Wat gebeur toe met daai manna? Dit vrot. Nee, sê God. Elke dag glo jy dat ek sal voorsien. Elke dag vir vandag. Glo vandag ek sal môre voorsien. Maar moenie môre se manna, vandag se manna vir môre bære nie. Glo net, ek gaan môre vir jou manna gee. Glo vandag, ek gaan môre vir jou kwartels gee. Moenie die kwartels van vandag vir môre bære nie. Ek sal dit vir jou gee. Here, ek het u vandag weer nodig. Vandag sal u weer sorg. Dis geloof. Kom ek gaan vinnig hierdeur. Die dissipline is, leef uit die woord van God, nie uit die selfversorging. Want partykeer raak jy so moedeloos, dat jy nie meer lus is om die Bybel te lees nie. Forceer jou om die Bybel te lees, want uit die Bybel uit kry jy die antwoorde wat God vir jou wil gee oor geloof. Maak tyd om God se stem te hoor, selfs as dit stil is. Want sien broer en suster, in die stilte is God nie afwesig nie, en daarom moet jy tyd maak om te sê, Here, dit is stil, ek hoor U nie, maar maak tyd om hom te hoor. En hierdie is my so kosbaar, hou net aan om eenvoudig gehoorsaam te wees, in wat reg is. Jy weet wat om te doen. Jy het die Bybel, en die Here het klaar vir jou gesê wat om te doen. Maak nie saak wie wat sê nie, hou net aan om gehoorsaam te wees. As jy daar by die wagkamer sit, en jy wag nog steeds, en die dokter of die suster kom uit, en hulle sê vir jou, meneer of mevrou, of my juffrou, jy het nou al lank gewag, maar moenie bekommerd wees nie. Ons is besig, ons weet presies waarmee ons besig is, dit gaan nog 'n rukkie neem. Ons het jou nie vergeet nie. Dan gaan jy begin ontspan. Nie omdat die omstandighede verander het nie, maar omdat jy weet, iemand het jou nie vergeet nie. En omdat jy weet, iemand is in beheer. Die dinge loop reg. Hebreërs 11 vers 1. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Die stilte in jou lewe, broer en suster, is nie leeg nie. God is daar. Die grootste wonderwerk gaan seker in jou lewe wees, wanneer jy geleer het om te glo, selfs in die stilte, om selfs in die stilte steeds te vertrou.
God sal vandag sorg. Vader, leer ons om U te vertrou in die stilte. Leer ons om te glo dat U ons nie vergeet het nie. En gee ons gemoedsrus dat U altyd in beheer is. Daarom bid ek vir elke broer en suster vanoggend, Here, ongeag wat in sy of haar lewe gebeur, watter pad hy of sy loop, soos dit baie keer voel, soos hy alleen spore in 'n woestyn, maar dat ons eintlik daardie spore op U rug is, eintlik by U, in die stilte wanneer U ons dra. En daarom wil ek vanoggend kom dankie sê, dat U elke dag by ons is. Selfs wanneer die blombak se putte nog nie sigbaar is nie. Wanneer die putte van geloof nog nie opgekom het nie. Maar dat ons weet dat die geloof opkom en die vrugte van U teenwoordigheid groei en blomme lewer. Baie dankie Vader, dat ek elke broer en suster in lang arms van gebed na U toe kan uithou vanoggend. En dat ek kan vra dat U elkeen sal vasdruk teen die bors en dat U hulle sal versorg, sal troos en die pad vir hulle reguit sal maak. Vader, ek bid hierdie dinge tot U in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. En God se kinders sê almal saam. Amen. Broers en susters, ontvang die seën van die Here en gaan leef in sy vrede. Die Here sal jou seën en beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en vir jou genade gee. Die Here sal jou gebede verhoor, vir jou vrede gee. Gaan nou en leef as Christus gelowiges, vol geloof. In die naam van die Vader, die Seun en God, die Heilige Gees. Amen.